Nou vir my is daar 3 groot gebeurtenisse in die kerkkalender. Dit is maklike goed mense aan dink, maar die significance daarvan is so groot. Eerstens is dit Kersfees, met ons vier die geboorte van Jesus. En dan is dit Paasfees, wanneer ons Jesus se dood en opstanding vier, en dan is dit Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees. So ons is nou in Pinkster, ons is deur die Paastyd, ons het Goeie Vrydag gehad, waar ons Jesus se kruising gevier het, en toe het ons Opstandingssondag gehad, waar ons Jesus geselebrate het, dat hy opgestaan het, dat die dood oorwin het. Dis hoekom ons vandag hier kan wees. En donderdag, soos ek sê, was Hemelvaart, Jesus het opgevaar, maar hy het gesê, ek gaan julle alleen laat, hy het vir ons die Heilige Gees gelaat, om met ons te wees. So ek wil vandag oor die Heilige Gees praat, en dat een ding belangrik is, die Heilige Gees is deel van die 3 eenheid. Ons moet nie die Bybel nie, van die van julle wat nou saam met Johan die Ou Testament kursus doen, is interessant om seker te maak, jy kry elke die konteks en die tye reg. Dis nie soos in, jy weet, Jesus het eers, dit was God gewees, en toe het Jesus gekom, toe hy gebore is in Bethlehem, en toe daarna die Heilige Gees gekom op Pinkster nie. Dis God drie eenig, die Heilige Gees was al daar gewees, van die begin af. Nou daar's 'n paar funksies wat ek dalk net wil uitlig, net om 'n idee mee te begin, met hierdie reeks wat ons begin oor, wat is die funksies wat die Heilige Gees het? So ons het na 'n paar skrifte kyk, net 'n paar uitgelig. Johannes 16 vers 8 sê vir ons, dat die Heilige Gees maak mense bewus, dat hulle vir Jesus nodig het om hulle te red, van hulle sonde en van oordeel. Hy getuig oor Jesus en verheerlik hom, hy verander ons in die beeld van Christus, hy lei ons in die waarheid, hy gee ons krag en uithou vermoë, hy is die vertrooster en die bemoediger, en hy gee ons gawes en talente om die gemeente op te bou. Nou daar's baie ander funksies ook van die Heilige Gees wat ons in die Bybel vind, maar ek dink daar's 2 hoofkategorieë vir my, as 'n mens na hierdie funksies kyk. Eerstens, hy wys mense na Jesus toe. Die Engelse sê, he points people to Jesus. En die tweede plek wat hy dan doen is, hy berei die mense wat gered is, voor om ander mense na Jesus te wys. Dis vir my die belangrikste. Dis vir my nogal belangrik. Ek moet eerlik sê, party ons hou nie daarvan nie, maar jy weet, ek raak nie opgewonde om in debatte betrokke te raak van, gaan na die wegraping of die wederkoms, of gaan dit gebeur, of gaan dat gebeur, of wat is hierdie nou, of is hierdie teks en daai goed is alles baie belangrik. Vir my is dit net, is jy reg? Hoe ook al die Here jou kom haal, of jy gaan voordat dit die einde van die wêreld is jou saak reg. En die Heilige Gees is by ons gelos om vir ons te sê, maar daar's net een manier, en dit is deur Jesus Christus. En hy wys ons die heeltyd na die Heilige Gees wys ons die heeltyd na Jesus, en die van ons wat dan gered is, wat die Gees van God het, bekragtig hy dan om mense na Jesus toe te wys. Ek weet die disippels het nie meer weggekruip na Pinkster nie. Na die Heilige Gees uitgestort is, het hulle uitgegaan en hulle het die mense van Jesus vertel. Hulle het groot wonderwerke gedoen. So die teks wat ek vanoggend op wil fokus, is Johannes 14 vers 12. Jesus sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as ek, omdat ek na die Vader toe gaan. Dink bietjie, Jesus sê, hy sal groter dinge doen as wat hy gedoen het. Nou net 'n paar feite oor Jesus. Jesus het nooit verder as 160 km van sy geboortedorp af gegaan nie. So hy het nie die wêreld deur getoer of al was social media nie. Hy het in 'n baie klein area beweeg. En 40 dae na sy dood was daar omtrent net so 120 mense wat beweer het dat hulle sy volgelinge is. So dit lyk nie regtig as jy nou net kyk na statistieke of daai realiteit, ek praat nie van waarheid nie, van die realiteit, lyk dit nie regtig of Jesus so groot impak gehad het nie. Maar 20 eeue later is Jesus die sentrale figuur van die mensdom. Van alle parlemente en alle staatsleiers wat al ooit geleef het, van alle konings wat al ooit geregeer het. As ons almal se lewens en prestasies saamvoeg, word dit in die hele mensdom niemand wat so kragtige effek gehad het en so groot impak gemaak het in sy kort lewe op hierdie aarde nie. Hoeveel mense het al probeer Christendom stop? Hoeveel mense het al probeer van die begin af, daai eerste 120 mense uitwis om te sê, maar hierdie is nie waar nie. Hier is ons 20 eeue later. Want Jesus het 'n werk begin, maar nou is ons veronderstel om daai werk te voltooi. Hy het in sy aardse liggaam hierdie werk begin, maar hy wil dit voortvat in sy geestelike liggaam, wat ek en jy is. Paulus skryf ons in Filippense 1,
Hy wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. So Jesus is op hemel toe, ons het dit donderdag gevier, en hy gaan weer terugkom. Maar hoe gaan hy nou hierdie doen, waar ons 'n verandering gaan bring? Is dit net ons wat iets moet doen, moet ons 'n plan hê, moet ons as 'n gemeente bymekaar kom, en 'n gemeentevergadering hou, en 'n strategie uitwerk, of 'n plan maak? Nee, dit gebeur slegs deur die Heilige Gees. Die lewe van 'n Christen is 'n bonatuurlike lewe. Dis 'n lewe wat Jesus se lewe uitbeeld met die inwoning van die Heilige Gees binne ons om dit moontlik te maak. Vriende, die Heilige Gees is nie opsioneel as jy 'n Christen is nie. Die Heilige Gees is werklik, hy is nie net in Pinkster hier nie. Die kerk waarin ek groot geword het, ek praat van die spesifieke kerk in Ermelo, ek praat van geen denominasie nie, was Pinkstertyd 'n tyd wanneer ek en my ma en 4 ou tannies op Woensdae aan mekaar gekom het, dan was daar so 'n tipe van 'n biduur en dan was dit Pinkster gewees. Ek het nooit die Heilige Gees ervaar nie, ek het nooit meer geleer nie. Ja, dit was in die Bybel gewees, maar dit was baie stil biduur gewees vir so 'n week of 3. Die Heilige Gees is nie 'n opsie nie, dis nie net, ek het nou God die Vader en ek het vir Jesus, so die Heilige Gees is God, die Heilige Gees is met ons. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is amper, ek dink partykeer is ons in die plek van, is amper soos 'n ligreëling in jou motor. Dis nie net 'n ligreëling wat daar is vir jou gemaak, of wat jy net kan aan en afsit nie. Ek dink ons moet tot die besef kom dat die Heilige Gees is die engine. Hy maak alles gebeur. Dis nie net hierdie klein stemmetjie wat in jou kop is, wat almal sê, dis daai stemmetjie vir jou wat vir jou sê as jy iets verkeerd doen nie. Dis nie net 'n gees wat op Pinkster verbykom eenmal 'n jaar nie. Dit is nie net 'n opsomming van 'n paar goeie kwaliteite nie. Dis 'n persoon. Soos wat Jesus 'n persoon was, is die Heilige Gees 'n persoon, maar nog meer. Hy is God. Hy is deel van die drie-eenheid. Hy is die God wat by ons is, en hy is die een wat deur ons groter dinge as Jesus gaan laat doen. Ek gaan nie groter dinge as Jesus doen nie, maar ek kan groter dinge doen deur die Heilige Gees wat deur my werk. En dieselfde vir jou. En dieselfde vir elke gelowige. So kom ons lees verder wat in Johannes 14 staan. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal groter dinge doen as ek, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. In vers 17 sê Jesus dat ons sal die Heilige Gees ken. Dit beteken Christendom is nie 'n tradisie of 'n geloof of iets wat ek net elke Sondag gedoen nie. Dit gaan oor 'n verhouding. God wil sy lewe met jou deel. God nooi elkeen van ons uit om 'n intieme verhouding met hom te leef. 'n Intieme verhouding wat beteken dat ek kan my hele lewe met hom deel. Soos in die begin gedoen om te sê, maar Here, hier is ek vandag. Ek het dalk nie eers woorde nie. Ek weet dit, ek is nie op 'n goeie plek nie. Of Here, ek is so dankbaar. Dit gaan so goed in my lewe. Ek kan U nie genoeg prys vir U grootheid en vir U goedheid en die dankbaarheid wat in my is nie. So dit gaan oor 'n verhouding. Dink net daaraan, die skepper van die heelal wil binne in jou kom woon. Nie af en toe nie, nie voorwaardelik nie, maar voortdurend elke oomblik van elke dag. In vers 18 sê Jesus dat hy ons nie sal agterlaat as weeskinders nie. In die Engelse vertaling sê dit, I will not leave you comfortless. Nou die Griekse woord vir comfort is parakaleo. Jesus sê die Heilige Gees is ons comforter, maar hy is ook ons voorspraak. Die Griekse woord vir voorspraak is parakletos. Dit beteken die een wat geroep is om langs ons of saam met ons te wandel. Die Heilige Gees is die parakleet wat by ons bly, wat elke oomblik met ons is tot die wederkoms van Jesus Christus, tot ons Jesus weer gaan sien, en waar ons dan saam met hom in die hemel gaan wees, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Heilige Gees is langs my en jou geroep om ons te herinner wat Jesus gesê het. Baie belangrik.
As die Heilige Gees vir jou sê, hoorie, daai affair wat jy met 'n ander vrou het, is goed, en die Here het op my hart gelê dat ek my vrou moet los en met haar moet trou. Die Heilige Gees herinner ons wat Jesus gesê het. Dis nie iets wat ek kan manipuleer of vergeestelik om te sê, maar dis wat die Here sê ek moet doen nie. Die Heilige Gees sal sê wat Jesus gesê het of wat in die skrif is. Hy herinner ons aan alles wat Jesus sê. Johannes skryf dan in Johannes 14 vers 26. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees is langs ons geroep om ons te bemagtig om van God te getuig. Onthou, ons moet mense wys na Jesus. In Johannes 15 staan, wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Dan sê Jesus in Handelinge 1, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea en Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. 50 dae na die opstanding, die dood van Jesus, word die Heilige Gees oor Jesus se volgelinge uitgestort. En hulle begin vir mense van Jesus vertel in Jerusalem. En meer mense kom tot bekering as in die tyd wat Jesus geleef het. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons sal bemagtig word, ons sal krag kry. Nou daai woord krag, die Griekse woord is dynamis, dis die woord vir dinamiet. So dis nie 'n passiewe krag nie. Dis 'n plofbare, aktiewe, lewensveranderende krag wat die Heilige Gees deur elkeen van ons leef. Voor die Heilige Gees uitgestort het, was die disippels vreesbevange geweest. Hulle het weggekruip. Na Pinkster word hulle die dapper, vreesloose verkondigers van die evangelie. Wat het verander? Nie hulle omstandighede nie. Innerlik het hulle verander. Hulle het 'n innerlike waarheid, 'n innerlike werklikheid dat God in hulle leef. En op Pinksterdag is daar een van die disippels wat toe aan die woord is en praat, en gewoonlik kies jy die ou wat die beste praat of die beste voorbeeld is, en almal dink seker was nou Johannes gewees of was Jakobus gewees. Nee, het was Petrus gewees. Nou wat het met Petrus gebeur op Pinksterdag? Ek meen, as ons kan onthou, 7 weke voor dit, het hy weggekruip as gevolg van Jesus. Nou proklameer hy Jesus se dood. Voor die kruisiging het hy Jesus verloon. Nou verkondig hy Jesus. Die aand voor Jesus se kruisiging kon jy nie gekry het om 'n woord te sê nie, nou kan jy hom nie stil kry nie. So in Handelinge 2, na die Heilige Gees uitgestort is, lees ons wat hy sê. Hy sê, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. So ek gaan nie sy hele preek lees, ek het sy preek vir julle opgesom. Die hoofpunte wat hy maak is, om vir hulle te sê, Jesus is die vervulling van die Ou Testamentiese profeseë. Hy is die Messias. Hy sê vir hulle, julle het hom doodgemaak en hom aan 'n kruis gehang. Maar hy het opgestaan en sit aan die regterhand van God. Petrus sê vir hulle hoe hulle gered kan word. Hoe hulle die Heilige Gees kan ontvang. En dan gaan hy aan en hy pleit by hulle. En hulle waarsku hulle oor hulle saligheid. Wat het met Petrus gebeur? Hy het Jesus verloon, net oor iets wat 'n slavin gesê het. Niemand het hom gemartel nie, niemand het hom nie dood gedreig nie. En nou ewe skielik verander dit. Maar op Pinksterdag staan hy voor al die mense wat geskree het, kruisig hom, en hy sê van in vers 36, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Van 'n lafaard na 'n warrior in 50 dae. Is dit Petrus wat so amazing is? Nee. Ek weet nie van julle nie, ek admireer Pinkster Petrus, maar ek identifiseer baie meer met Paasfees Petrus. Ons almal het verslawings in ons lewens wat ons nie kan breek nie. Ons almal het verledes wat ons nie kan verander nie. Rekeninge wat ons nie kan betaal nie. Berou wat nie wil weggaan nie. Ons almal se geloof het al ergens in jou lewe gewandel. Ons almal het Jesus al op 'n sekere manier verloon. Ons is altyd hard op arme Petrus om te sê, ja, Petrus glo net, jy het op die water geloop. Petrus hou nou net op, luister nou net, hoekom kap jy nou die ou se oor af?
Petrus, hoekom sê jy so voor almal, Here, u gaan net my voete was, u gaan my hele lyf was, ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal alles vir u doen. En die eerste oomblik, toe hy kan en hy sê, maar ken jy nie vir Jesus, en sê, ek ken hom nie. So erg dat hy later begin vloek en sê, los my net, ek ken hom nie. Maar daar is hierdie verandering in hom. Daar is hierdie groot verandering wat in Petrus se lewe gebeur. Die verskil is die Heilige Gees wat in hom woon. Want sien vriende, Jesus het aarde toe gekom en hy het mense geleer, maar nou leer ons mense deur die Heilige Gees. Toe Jesus op aarde was, het hy mense ook genees, maar nou genees God mense deur die Heilige Gees deur ons lewens. Toe Jesus op aarde was, het hy mense getroos, maar nou troos die Heilige Gees mense deur ons. Hy preek deur Petrus. Hy werk deur my en deur jou. Want die Heilige Gees is 'n permanente inwoning in alle Christene se lewens. God se storie word nou jou storie. God se krag word nou jou krag. Paulus skryf daarvan in Efesiërs 1, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking wat sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dieselfde hand wat die klip weggerol het voor Jesus se graf, is dieselfde hand wat die twyfel uit jou lewe uit kan wegrol. Dieselfde krag wat die Satan op sy agtervoet gesit het, is dieselfde krag wat Satan in jou lewe kan oorwin. Petrus is hierdie waarwording wat Jesus in Johannes 14 gesê het. Toe hy in die begin, want dit is al eerste teks wat ons gelees het ek gelees waar Jesus sê, julle gaan groter dinge as ek doen. So hier's Petrus nou. En Petrus word die waarwording om iets te doen wat groter is wat Jesus gedoen het. Want toe Petrus daai oggend preek, kom 3000 mense tot bekering. 3000 mense op een keer. Is dit Petrus wat 'n goeie prediker is? Nee. Gaan dit oor my of jou? Nee, dit gaan oor die Heilige Gees. Maar dit gaan om te sê, as ek die Heilige Gees in my lewe het, laat ek hom toe om deur my te werk. Laat ek hom toe, dat ek ander mense kan bedien met God se krag, met die gawes wat God vir my gegee het. Want sien, wanneer die Heilige Gees in my woon, dan begin God se persoonlikheid deur my te manifesteer. Ek het lief soos God lief het. Ek vergewe soos God vergewe. En ek sien mense deur God se oë. Daar vind 'n transformasie binne in my plaas. Petrus verander. Die disippels verander. Hulle begin mense te vertel. 3000 mense kom tot bekering. Dit gaan verder. 2000 jaar later sit ons vandag hier in Kreersdorp, in Ruimse gemeente, en ons kan die Here loof en ons kan sing. En as jy Jesus as jou verlosser aangeneem het, kan jy sê dat ek weet, ek gaan eendag hemel toe. Ek gaan eendag saam met Jesus woon. My lewe is gered, my sonde is vergewe. As dit net gegaan het oor om tot bekering te kom, glo ek jy sal verdwyn het. As jy sê, ek neem Jesus aan, sê jy net, hoekom jy nog agterbly? Ek dink aan die kant van die graf, is daar nog steeds 'n roeping op elkeen van ons se lewens. Daar's iets wat ons moet uitleef, daar's iets wat ons moet doen. Daar's 'n manier wat ons anderster moet lewe. Ons moet mense na Jesus toe wys. En mense kyk baie keer hoe ons lewe. St. Francis van Assisi het gesê, we should preach the gospel all day long, and if necessary, use words. In 'n wêreld vol verwarring en vrees en wanhoop, is geesvervulde gelowiges 'n baken van hoop. My vraag vanoggend is ons 'n baken van hoop vir ander mense? By die mense by jou werk, by die mense by jou skool, van jou vriende. Ons in die begin het ons begin, en ek het julle uitgenooi, as jy nie op 'n goeie plek is nie, kom na die Here jou bedien. Om 'n Christen te wees beteken nie om perfek wees nie. Om 'n Christen te wees beteken nie alles gaan perfek en goed gaan in jou lewe nie. Dit beteken eerstens dat, weet jy wat, ek het God. Ek het die Heilige Gees in my. Hy is my vertrooster. Hy gee my krag. Hy is met my. Hy versorg my. Hy doen wonderwerke in my lewe. En daarom kan ek dan gaan en ander mense bedien.
Daarom kan ek dan gaan en anders te leef as ek in die wêreld is. En nie dieselfde klink soos al die ander mense wat praat nie. Dit is vir my nogal snaaks. Ek het die laaste week meer gepraat oor die see van Hormuz, wat ek nog nooit in my lewe oor gepraat nie. Dis is toe airfryers uitgekom het. Almal het 'n airfryer. Nou is dit eers almal praat van seestraat van Hormuz, seestraat van Hormuz, wat nog nooit voorheen oor gebeur is nie. En dan begin die mense verder gaan en dan is dit gaan gebeur en hierdie gaan gebeur. Vriende, as om ons kyk, lewe ons in 'n gebroke wêreld. Die wêreld het hoop nodig. Waar gaan hulle hoop kry? Waar gaan hulle hoop sien? In my en jou lewens, in my en jou getuienis. Ek sê nie jy moet traktaatjies uitdeel en mense voorkeer en die hele tyd almal draai of braai nie. Ek praat van as jy sensitief is en sê Heilige Gees, waar wil U my gebruik? In watter omstandighede? Deur partykeer net een keer iemand vriendelik te groet, kan iemand se lewe verander. Ek het in die week aan iemand net gedink, wat ek regtig nie ken hier, ek moet nie 'n storie ingaan nie. Het gaan nie oor my nie. En ek daai persoon en ek gaan kuier vir die persoon. En toe ek die einde van die persoon bid, toe hy die persoon, hy sê vir my, min mense kom by hom uit, en die punt wat my getref het, hy sê toe net, sy gebed vanoggend was, Here, herinner net iemand van my. En ek word 'n antwoord op sy gebed, want hy het in my gedagtes opgekom. As ek nie gegaan het nie, sou die Here iemand anders gestuur het. Hoor nou my mooi, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ek na die ou toe gaan nie. Dit gaan oor, dit is nie altyd hierdie groot wonderwerke nie. Dit gaan partykeer oor net, die Here lê iets op jou hart, die Heilige Gees lei jou om iets te doen. Om wat te doen? Om mense na Jesus toe te wys. Want by Jesus is daar hoop, by Jesus is daar genesing, by Jesus is daar verlossing, by Jesus is daar krag. Elkeen van ons. Dit gaan nie oor die mense wat op die verhoog staan nie, dit is net ons wat die Heilige Gees gebruik nie. Elkeen van ons, daar waar jy is, kan jy connect met mense, as jy die Heilige Gees toelaat, om deur jou te werk. Ons het 'n verantwoordelikheid as 'n kerk. Die Heilige Gees is nie net vir ons om te sê, maar dis net vir my, om my te help in my probleme nie. Jesus het net gesê, dat ek my kaartjie het, en nou gaan ek hemel toe, en nou is alles alright nie. Die Here het 'n roeping op jou lewe. Die Here het 'n plan met jou lewe. Jy kan 'n verskil maak. Ek het al hoeveel stories gelees, ek het al hoeveel preke gehoor, waar mense beplan het om selfmoord te pleeg, en vir die Here gesê, as my foon nie lui voor 12 uur nie, gaan ek 'n einde maak. En iemand het ergens net gedink en gebel. Ek het al hoeveel stories gehoor, van wonderwerke wat gebeur, mense wat genees word, mense wat se lewens totaal en al verander, wonderwerke wat gebeur, deur gewone mense, wat die Heilige Gees 'n kans gee, om deur hulle te werk. So mag ons 'n gemeente wees, wat hoop uitbring buite. Mag ons 'n gemeente wees, wat mense na Jesus toe wys. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Vader, dankie dat U ons onvoorwaardelik liefhet. Dankie dat U nog altyd U soewereine plan gehad het, van die begin af. Dat niks U onkant vang nie. Selfs nie die sondeval nie, selfs nie elke keer wat U volk aangejaag het nie. Dankie Jesus dat U bereid was om U godheid op te gee, aarde toe gekom het om 'n mens te word, maar nog meer om as 'n slaaf te word en te sterf onskuldig aan 'n kruis. Maar dankie Jesus dat U die dood oorwin het, namens ons gesterf het, in ons plek gesterf het en ons daardeur gered het. Dankie dat U besig is om vir ons elkeen 'n plek voor te berei in die hemel, maar dat U ons nie gelos het nie, dat U vir ons die Heilige Gees gelos het. Heilige Gees, dankie dat U nou hier by my en by elke persoon is vandag en by elke gelowige. Ek vra dat U eerstens net elkeen van ons net sal laat besef en ervaar hoe hoog en wyd en groot en ver en diep die liefde van Christus strek. Die liefde wat ons verstand te bowe gaan, wat ons nie kan verstaan nie. Dat hy met elkeen van ons moeite maak en in 'n intieme verhouding wil wees. En dat hy so graag deur ons kragtig wil werk om ander mense na Jesus te wys, om ander mense aan te raak. En dat hy groter goed deur ons wil doen. Nie oor ons nie, maar oor U krag om Jesus te verheerlik. In Jesus naam. Amen.
As jy vandag vir die eerste keer hier is, kan jy gerus vir my en vir Herman en Stefan hier voor ontmoet. Daar's lekker koffie en tee buitekant gratis, maar daar's ook Coffee the Bible waar jy 'n draaiby kan gaan maak. En dan wil ek asseblief vra as jy uitry, gebruik die onderste hek. Ek sien daar's mense wat regtig hulle self afvee aan ons. Ons het nou 'n sniper gekry. Ek gaan nie vir sê waar hy is nie. So gebruik die onderste hek en asseblief as jy by die teensluiting kom, ek wil nie weird wees daaroor nie, draai links. Ek vra julle mooi, dit gaan nie net oor veiligheid nie, dit gaan oor die getalle karre wat hier verbyry. Ons is besig om die planne goedgekeur te kry. Dit is regtig belangrik dat julle links draai. Daai afry en onder by sirkel omdraai Kreersdorp toe gaan nie jou lewe eindig of enigstens iets verander nie. So raak vir my rustig, draai links of kom vinniger in die hemel met dit gaan gelukkig vinnig wees want dit is 'n goeie sniper. Dit is nie 'n swak ou nie. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees en sy kragtige werking wat deur jou kan werk elke dag met julle wees in die gemeente antwoord. Amen.